is my voorreg om terug te wees wat ek vanoggend vir julle gaan sê gaan bepaal waar jou lewe gaan eindig. En wat ek gaan praat is ware getuienis. Net om te begin, ek was gister by my vriend op die tronk. Hy het saam met my gesit. Hy was baie slimmer as my. Maar weet jy wat? As hy hoor daar hy, die plek waar hy nou is, wens hy niemand sy kind toe nie. Want die keuses wat hy gemaakt het in die lewe, het hom gebring op 'n plek, waar hy nou spend is. Die wat julle doen nou, wie sien dit van my? Ons ken nie. Ek is uit my 8e klas uit. Dink ek kan op my vinger stel, wie het dit gemaakt. As manne en meisies wat nou kwaai voel om onder 'n ou te sit en hy sê ou, maar hy selfe ou loop vandag in die mall en hy skaam. Hy het die opportunity gehad, 'n regverdige opportunity, maar hy het nooit aangegryp nie. Die lewe is van so aan. Jy kan 'n mistake maak, maar as jy bly lê, is dit jou eie saak. Ons sit met goeie onderwysers. Ek sal nooit vergeet nie. Ek het ook my ding gedoen. Ek het 'n week voor my finale matriek eksamen het ek wakker geskrik. Ek het gegaan na juffrou Beulah Willemse toe vra ek van, kan ek nog slaap? Sy het my eerste uitgevloek. Toe roep sy my in. Vandag staan ek as 'n suksesvolle jong man. Ek het 'n business degree gehad. Ons het goeie onderwysers. Goeie onderwysers. Ek is tans besig, ek is in finansies in. Ek werk vir die munisipaliteit. Ek werk vir die stad. Ek is in finansies in. My juffrouens sal weet, EBB, die juffrou Willems is ek baie verlief. Die juffrou Willems is ek baie verlief. Ek het gehou van geld. Niks van het vir my belangrijk gewees, net die fucking kind, omdat ek het 'n goal gehad. Maar wat ek wil sê is, ek is in property, tydelik is my besigheid, en dan evangeliseer. Ek manage ook 'n kerk, maar my liefde is om mense te help. As jy my gesig gaan vergeet, as jy in die nood gaan kom en jy is in die selle opgesluit, ek is die een wat hulle sal roep, om vir jou met dit te praat. So vanoggend het jy 'n keuse, of jy vat die woord hier, of jy kry jou in die selle, of in enige ander vaardige plek. Maar die lewe gaan oor keuses. My boodskap is vanoggend opgeteken in die boek van Genesis 37 vers 8. As ek vanoggend 'n vraag wil vra, wie wil almal 'n geseënde lewe eendag hê? Gee my aanleiding van jou regterhand. Gee jouself 'n lekker ander klap. Vir julle wat kan hoor, my spraak is baie vinnig. Ek het 'n spraakprobleem, ek hakkel. Maar wie kan gedink dat 'n ou wat hakkel is 'n prediker? Mense het met my jokes gemaak, maar ek het geglo in my droom, en vanoggend is my boodskap se titel, glo in jou droom. Glo in jou droom. Kom ons krijg net 'n doodse stilte, en gee my net 3 minute kans. Dan rond ek die boodskap vir jou af, 3 minute kans. Ons spandeer meer tyd by die skool. Al hierdie onderwysers wat hier sit, is mense wat vir jou is. Maar jy het die keuse om met hulle te werk, of teen hulle te werk. Een van my eerste onderwysers, wat ek baie verlief geraak het, destyds was sy juffrou Groepies. Sy het baie te nageraak en 'n wonderlike hart. Langsa is juffrou Daniel, sy was my laaste onderwysers, juffrou Hansen, juffrou Philander het my tot bekering gepreek. Yes. Ek ken hy stem, jong man, jy moet regkom, jong man, jong man.
Asay, kom ons kyk hoe van die woord. Kom ons kyk of vanaf stilte. Dan gaan ons zo in die woord. Vanaf gestilte voor vanaf. Stilte. Genesis 37 vers 8. Toe sê sy broer Saul, wil jy miskien oor ons regeer, of wil jy miskien oor ons heers? En hulle het hom nog meer gehaat oor sy drome en oor sy woord. Jy sê, dit is noodzakelijk dat elkeen 'n droom moet hê. En baie van ons weet miskien nie nou wat ons graag wil doen nie. Daar's baie van julle wat dink julle is nou mooi, jy gaan nog mooier raak, meisie. Jou liggaam gaan nog seksier raak. En baie jong manne sal belangstel aan jou. Maar as iets wat jy moet weet, jy moet jou mind opmaak wat jy wil hê in die lewe. Daar's 'n nuwe ding wat 7 uur in het land is, en in het land is nie, onder kleerling gemeenskappe, dat manne wil nie werk nie, en vrouwe wil vir hulle werk. Maar ek kom om vir vrouwe te sê, kry vir jou 'n regte man wat vir jou kan werk, 'n man wat vir jou kan sorg. Kom ons hou vast. Kom ek sê vir jou, Josef het 'n droom gehad, en die woord van die Here sê, Josef se broers was jaloers op sy droom. Jy sien, 'n droom is so noodsaaklik, dat 'n droom vat jou van waar jy nou is, en wat toe jy op pad is. En baie van die mense deel hulle drome met mekaar. Maar kom ek sê vir jou, hier vanoggend is, deel net jou droom met mense wat jou kan help om jou droom te bereik. Is jy met my? Kom ek sê vir jou, as jy nou 'n jong ding wat daar roep, sy sal klaar in 'n rol, kry vir iemand wat jou aan nou recht kan doen, want hy sal pad na jou droom toe. Kan ons die Here prys gee in die plek? Halleluja! Kom ek sê vir julle, in die plek. Ek gaan vanaf staan, dit is nie onmoontlik dat jy suksesvol kan bekom. Alles wat jy graag wil hê, is binne in jou. Jy moet vir jouself sê, ek wil eendag suksesvol is. Kom ek sê vir jy, daar's 'n armoede wat oor ons klere mense is. Jou word in jou familie, maar die sleutel is in jou hande om dit te kan verander. Jy het education nodig. Education kan maak dat armoede moet pad gee uit jou huis uit. Maar die keuse lê by jou. Kom ek sê vir jou, daai daar van vir 'n baas werk kan vir jou verander. Ten mits jy jou droom vanoggend volg. As jy vanoggend net vanaf moet stil sit en net vanaf moet dink, wat is jou droom vanoggend? Dink net vanaf, waar wil jy jouself sien in die lewe? Wil ek vir jou sê vanoggend, glo in jou droom vanoggend. Hier is van ons wat se ma jou mond op die huis is, of die pa is in die huis, en is moeilik om te leer in jou huisomstandighede, is nie. Maar kom dat ek jou sê, jy het education nodig. Jy kan 'n verandering bring in jou huis, maar jy sien omdat society vir jou 'n ander ding vertel, jy kan nie. Kom ek sê vir jou, ek is die eerste een in my familie wat sukses bekom. Die eerste een. En elke dag streef ek na suksesvol. As ek dit kan vermaak. Kom ek sê vir jou, ek lyk maar nou bright en sexy vir jou. Ek is van julle wat myself sien as 'n sexy ou. Ek is al gebore met het. Kom ek kan doen. En ek kom doen. Ek wil het vast aan vir die doen. Open het vast. Die Bijbel sê,
En Joseph het sy droom vertel aan sy broers. En sy broers het hom geraad. So in ander woorde, wat het sy broers gekom? 3 kilos. Moenie laat statistieke of jou plek Atlantis maak dat jou droom stem. Kom ek hier op van die realiteit. Kom ek hier op die realiteit. Laat van julle wat nou in hierdie groot groep gaan bekom. Kom ek noem het vir julle. Die groep is nou groot. Maar er gaan baie van julle wees wat in die tyd vroeg swanger gaan. Kom ek hier op die realiteit. As jy gaan toelaat dat die lewe jou gaan dryf in die direksie. Ek respect iemand wat swanger geraak het. En hy sê vir homself, ek moet terug school toe, want ek het 'n droom. Of jy 'n kind het, as jy 'n droom het, sal niks jou beroof van jou droom af nie. As daar iemand wat glo aan sy droom. Jy kan nie mistake gemaak het. Jy kan enige mistake maak in die lewe. Maar as jy gaan toelaat dat jou mistake jou gaan beroof van jou droom, dan sal jy opeindig in 'n plek waar jy jouself gaan bejammer. Maar ek glo in die skoolheid. Ons gaan bo uitkom, halleluja. Is daar hier wat sê, niks en niemand gaan my beroof van my droom nie. Al kom situasies, al kom stripe, al kom probleme. Is daar iemand wat sê, ek moet my droom bereik, gee jouself 'n lekker hande klap. As jy sê, ek glo aan my droom. Ek wil toemaak, ek is klaar. Ek dink die boodskap was duidelik, was die boodskap duidelik? Geef my net 'n minuut om vraag. Ek wil met jou praat, my vraag. Kom ek sê vir jou, die groot groep, die lewe werk so, as jy nie jou beste gaan gee, môre is dit weer nie. Ons het nou, ek dink, 'n paar weke terug, 2 weke terug, het ek een van my vriende wat saam met my gesit het, so Jan, my Jan, en afgestaan. Daar was van hulle, ons het 'n paar begrawe. Ons het 'n paar wat ons begrawe het, terwyl ons skool gegaan. Maar die plek, sy bekom 'n familie. Julle gaan sien as julle wat met mekaar gaan hou nie. Maar soms keer as ons so snaaks, as jy lyk sit dit iemand wat sy nie gelyk het nie. Hy kan op jou man bekom, hy kan op jou vrou bekom. Sy bekom as 'n familie. Julle gaan sien as mense wat hulle nou lekker hou. Gee net op matriek toe, dan gaan jy sien. Hy raak 'n ander persoon wat hy leer om te groei saam met mekaar. Ek laat los die hele vanoggend. Julle kan vanoggend alles vergeet wat ek gesê het. Maar as een ding wat jy moet bly hou, glo in jou droom. Glo in jou droom. Ek tel tot 3 toe. En iemand sê saam met my, ek glo in my droom. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Glo self maar lekker aan die kant van die plek. Ek wil toemaak om te sê, kom ons hou vast. Voor ek gaan bid wil ek jou die woorde sê. Om jou droom te activeer, moet jy 'n regte attitude hê. Daar's baie van julle wat nie 'n regte attitude het teenoor julle educators is. Maar kom ek sê vir jou, as jou attitude reg is, dan sal jy sien, jou maniere sal reg is, en jy sal vinnig kom aan waar jy wil wees. Ek het een van my vriende wat hier saam met gesit het. Toe ons begin het sy nie duidelik, daar was nie so 'n variety van brille nie. Haar brille was veel, ek het 'n paar jaar terug maar begin te bril. Maar sy het nie daai een staal nie. En sy was nie vir almal so 'n kwai mensie nie. Wat sy het 'n geweldige knowledge gehad.
Weet jy wat? Ek kon nou as ons huis toe geloop het sy altyd gesukkel met haar ma, because hulle het gebly by hulle auntie, en dan weer by die ander auntie. En so met die help van die onderwysers, het hulle so gehelp. My vriende het altyd vir my gesê, vat van die kos en skryf, sê ek altyd vir hulle, en hy kan het aan dit bril, ek kan het so prettig. Maar kom ek sê vir, lewe uit 'n manier om te draai as jy jou droom volg. Sy is vandag suksesvol. Sy is by Eskom, sy is 'n paar weke terug getrou. Sy is suksesvol, sy het 'n familie gevat uit armoede uit tot sukses. Daar is soveel wat ek om kan doen. Dis iemand wat sy droom gejaag. My vraag vanoggend is, gaan jy jou tyd mors? Of gaan jy jou droom volg? Ek kan vir julle soveel interessante verhale noem wat ek geervaar het by die skool. Ons het lekker dae gehad. As die plekkie vir jou, die plek is 'n plek wat jy wel wees, maar ongelukkig moet sy hier wees, maar ek kan vir jou 'n nice plek raak as jy 'n droom het. Ek wil vanoggend die seën van die Here toebedroom, dat jy suksesvol en geseënd sal wees. Jy het nie gevra om in situasies te wees. Jy kan nie jou ouers kies nie, maar jy het die ability om 'n verandering te kan bring in jou familie. Glo jy dit vanoggend? Glo jy dit vanoggend? Jou keuse moet wees. Here, waar jy sit vanoggend, maak jou oop en buig met jou hoof. En dan gaan ek 'n seën gebed doen. En vraag stil. Hemelse Vader, ek bring vanoggend hierdie lokaal voor U. Met onderwysers ingesluit, Here. Here, die jaar lê voor ons onbekend, maar bekend aan U. Ek bid vanoggend, Here, die sukses van Here toe vir elke student. Ek bid, Here, vir gehoorsaamheid. Ek bid, Here, elke groot man gees, groot vrou gees bestraf en nou. Ek bid, Here, die groep mense moet dit maak. Here, ons kyk na statistieke waar die duiwel nie respek het vir jong mense. Maar vanoggend bid ek die seën van die Here toe oor al die kinders. Here, ek bid vir die onderwysers dat U hulle sal seën. Daar's van hulle wat opoffer, wat ver moet ry. Ek bid seën van die Here toe oor hulle. Elke raad en plan van die Bybel kanselleer ek vanoggend. Maar vanoggend bid ek dat U die engele sal afvaardig om hierdie skool altyd te omsonder. Here, ek kom teen opstand met elke afbreekende gees. And I pray the blessing and the favor of God upon His children. In the mighty name of Jesus, I pray for success in Jesus' name. And everyone says, Amen. Laat my toe net om dankie te sê. Was die boodskap duidelik? Was die boodskap duidelik genoeg vir jou? Het jy 'n droom? Het jy 'n droom? Bly hou met jou droom, halleluja. Ek wil vir julle baie dankie sê vir die tyd. Al die onderwysers, dit is 'n eer wat ons het. Dit is 'n eer wat ons het. Kom ek sê vir julle vanaf, mag julle 'n geseënde jaar en alles wat mooi is vir julle, en mag julle goed presteer en die Here seën julle vanoggend. Halleluja.